as ek die formulier gaan lees, dan probeer jouself terugsit in toe jy 16, 17, 18 jaar oud was, of hoe oud jy ook al was, toe jy blydenis van geloof afgelê het. En hoor die beloftes wat jy vir die Here gemaak het, speel jouself ook in daardie beloftes. So ek wil hê jy moet deel wees hiervan. Dis nie net die jong mense wat hier voor staan nie, elkeen van ons is ook deel hiervan. En miskien op jou hart, as jy nog nie gesê het, hier is die Here nie, en jy hoor dit vanoggend en jy voel jy wil dit doen, kom praat. Ons doen volwasse belydenis. Ek is nou besig met 'n gesin ook, met volwasse belydenis van geloofaflegging, so is wonderlik. Wat 'n wonderlike voorreg om dit saam te kan doen, en saam met 'n familie ook te kan doen. So, ja, hoor wat die Here vir jou sê, dis wat ek vir die jong mense gesê het in hierdie jaar. As die enigste wat jy moet saam jou vat is, jy leef in 'n verhouding met die Here. Hoor wat die Here vir jou sê, wees gehoorsaam wat die Here vir jou sê. As jy dit doen, is jy vol op pad, want jy hou in die Here vas, want jy is afhanklik van die Here. Goed, baie dankie dat julle vir ons gehelp het om al so mooi te skuif, en dankie vir die lofprysing en aanbidding. Dit was besonder. Ja, blydensklas 2025. Nou, daar is ons wapen, 1855 begin, en ons vier het nou in 2025, 170 jaar van genade. Ons logo geanker in die verlede, maar ons is seilend na die toekoms, en die boodskap sluit nou ook aan, natuurlik daarby. So, eerste jongmens wat vorentoe gaan kom is Joanette. So, Joanette de Tooi. So, Joanette, jy is welkom daar. Toch toe sy klein was, daar sit oupa en ouma daar agter, en ma sit daar agter, en Boetie daar, en daar is hy, in stap toch, en hy lyk amper soos 'n matriekafskeid. Was dit 'n matriekafskeidrok? Ok, daar is hy. Maar sy is nog geen matriek nie. Daar is hy. Goed, Joanette. Michaela Muller, die familie sit ook hier voor, daar is hy Michaela. Lyk wie jy daar net begin kruip, ou suster. Daar is hy. Was daai koffie of water? Kan jy nog lang terug onthou? Daar is hy. En daar is Michaela, en hoe sy ook nou vandag lyk. So foto's van toe hulle 'n babatjie was, so hierby dan begin laerskool, en dan iets waarvan jy hou om te doen, stokperdjie, en hoe jy vandag lyk. Goed. Volgende is Mirre. Daar is hy. Jou ma het hy foto gestuur, hoor? Waar is hulle? Christel? Daar is hy. Hy sjokolade. Hy moes net in. Daar is hy. Wonderlik. Kyk sy waar ma. Daar is hy. En daar is hy. Soos hy vandag lyk, wat julle vir haar kan sien. Goed. Dan volgende is Nina Ter Blanche. In pink getooi, en vandag ook in pink getooi. Daar is hy. Goed. Paar male sit so ook aan hierdie kant, en oupa ook aan hierdie kant, en Boetie. Goed. En daar so, hoe Nina dan ook nou vandag ook lyk. Surf jy nog? Uitsa, sy surf nog, al die pad. Dis reg. Julle houd so in die familie, né? Goed. Annemijn Vink. Goed. Pragtige babatjie daar, familie sit ook aan die kant. Goed. En nou moet ek vir julle sê, sy was op die uitreik nou saam met ons. Daar waar diere is, daar is Annemijn. Daar is hy. Jy sien die katjie daar. Goed. Ja. So sy eerste dag as jy daar kom en sê, ek wil net deel van die dierebediening wees, ek wil net iets uitdeel ook. Sy doen die jeugbediening, maar sy wil by die diere ook wees. So is reg, Annemijn. Daar is hy. Goed. Volgende is Danai, daar is hy een te vinnig gegaan. Daar is hy. Superwoman, daar is hy Danai. Daar is hy. Waar sit Danai se paale? Waar is julle? Pieter? Karina? Daar die kant, daar is hy. Ja, dit is so 'n paar jaar terug daai, né? Goed. En dan hoe sy nou vandag lyk, mal oor perdry. Perdry is haar lewe. En dan daar, en die stommers lyk vir my ook, ja. Goed. Altes. Daar is hy. Daar is hy Altes. En dit lyk my 'n man wat hy kan bergfiets ry, hoor. Wat's daar? Daar is hy. En parkour. Hulle was nou by die SA kampioenskappe parkour ook geweest. Daar is hy. Goed. En geluk vir al julle pryse en goeders daar ook. Goed, daar is Altes. En dan volgende. Jaden. Mark sal natuurlik glimlag daar oor 'n sekere bloubil pakkie daar. Nee, Mark.
Ek sien Dani maak ook so. Jy het sommer baie ondersteuners klaar gekry, Jaden. So ek weet nie of jy nog steeds of jy nou van die wille skree nie, maar ja. So, goed, as Jaden en as Jaden nou in die regte lewe. En dis Jaden se oupa wat ook oorlede is, Jaden sterkte, ons dink aan julle ook familie hoor, baie sterkte. Goed, as Jaden. En nou gaan ons by die familie hou. Ronaldo, daar is hy. Daar is Ronaldo. En sy boetie kom hier na, maar nou is hy eers nog Ronaldo. Daar is hy. Het jy daar leer kar bestuur of kon jy toe al kar bestuur? Sê weer? Jy kon al klaar gery het, alright. So, het jy al lisensie? Okay. Maar hy gaan hom nog kry, nee? Daar is hy gaan hom nog kry. Dis reg so. Carlo en Tisha, waar is dit julle? Waar is Carlo en Tisha? Daar is hy. Goed. Goed. Pragtige twee jong manne. Daar is hy Johan, daar is die boetie. Goed. Ronaldo, ek is ook die kortste by ons familie. En dan nog 'n boetie wat nog korter is, hoor. So, daar is nog 'n ander boetie. So, en ons is ook 3 broers. So, daar is hy. Johan, en Johan, lyk my jy's 'n man wat hardloop. So, daar is hy. Goed, mooi. Goed, Tian. Nou het ons Tian en Tian. Tian met 1A en Tian met 2 A's. Ons gaan eers begin met Tian met 1A. Goed. Daar is hy. Wow, daar is hy weer te vinnig. As ek op druk, dan wil hy nie. Tian, daar is hy. Ons gaan hier vol maak, hier lyk dit vir hier om, so is reg. Kan jy so klein bietjie opskuif? Moontlik so net, daar is hy. Ons kyk wel so 'n bietjie spasie kry. Goed. Tian en daar is hy. Tian speel nog rugby. Daar is hy. Hy is nog aan die gang met die rugby. Daar is hy. En dis die brandweer. Is dit brandweer daai? Beautiful. Baie mooi. En dan Tian luid met 2 A's. So ook ek kan duidelik sien 'n Paul Greiling Laerskool, né? Daar is hy. Goed, Tian. En ek weet Tian speel woestafeltennis. Ja. Maar Jaden speel nie ook tafeltennis nie. Iewers ek 'n foto gesien van julle twee saam met tafeltennis speel. Ander vir julle ook. Net julle twee in die span. Goed. En ek weet die pa Leon rig nog af ook, né? Ek sien al hy goed op Facebook. Ek hoor not vir die torch. So, daar is hy Tian. En dan Karel Dirker. Sy pa wat verjaar. En julle sal sien wat sy skool is hy, Saul. Daar is hy. Saul se oud skool. Goed, daar by Parelgym. Goed, en nou Karel dan ook nou lyk. Goed, Thomas, jy is volgende. Daar is Thomas. En julle moet nou hierdie interessante fotootjie sien van Thomas, waar hy nou staan. As jy nou mooi kan lees, staan daar by die straat die jonge Thomas. Inderdaad, meneer, is by die jonge Thomas. Ek gaan nie nou begin Nederlands praat nie, ek praat my eie Nederlands, hoor. Right, Thomas, en waterpolo, jy kan sien, waterpolo is sy ding. So, fantasties. Werner, as Werner Serafim, en dis Maarten wat agter die klank sit, en ander is ook nou agter die klank, jy moet maar help klank doen daar, hoor. So, goed, Werner, en dan, Werner is 'n man wat die klawers kan tokkel, soos min. So, wonderlik. Wat 'n voorreg om saam met julle almal die pad te kon stap, ook vir die jaar. Ek en Roan, so is vir ons 'n voorreg om saam met julle. Die jaar het eintlik so vinnig verbygegaan. Jy kan nie glo ons is nou al hier nie. Ek voel ons nou dag 'n vergadering gehad het met al die ouers vir die eerste keer en saam met julle en ons gepraat oor die jaar wat voor lê en nou soos al hier. Mag die Here vir julle ook wonderlik ook seën. Goed. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat julle met die mond bely wat jy ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dis 'n belofte wat julle maak om alleen op God te vertrou, om te lewe volgens sy woord, die woord van die Here, om getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, en om te volhard in gebed, en om God op alle terreine van die lewe, deur woord en daad te verheerlik.
Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat jy verklaar dat dit julle opregte voorneme is om hierdie belydenis, om hierin te volhard en daarin steeds te groei. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, beteken die eerste vraag wat ek vir julle almal gevra het, is jy kind van die Here? Dit is my eerste vraag. En so ons gaan nou braai, ons gaan nou al die 4 vrae deurgaan, dan gaan ek sê wat is hard op julle antwoord. So, en waar ons dit vir mekaar gesê het, ek is 'n kind van die Here. Is dit julle opregte voorneme om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin te groei. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente, voor ma en pa en oupas en oumas en ook kinders van die Here wat saam is en saam inkyk, om saam met hulle die gemeente om op die volgende vrae te antwoord. Daar's 4 vrae. Eerste plek. Ek gaan eers al 4 die vrae vra en dan gaan ek sê wat is hard op jou antwoord. Glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament, dit wat in die woord van die Here staan, glo julle dat in die Ou en Nuwe Testament staan in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word die ware en volkome leer van die verlossing is. So sê hiermee, die woord van die Here leer my van verlossing in Christus. Dis die eerste een. Tweede plek. Beloof jy as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade en die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard, om as 'n kind van die Here te volhard en alle lering wat daarvan afwyk te verwerp. Derde plek, bely jy dat die Here Jesus Christus, hier is so mooi, hoor hom weer, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet. Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. In die vierde plek, aanvaar jy dat jou medegelowiges ook die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Goed, ek gaan so by Joanet begin en dan soek ek julle elkeen dan antwoord daarop spontaan. Goed, Joanet? Dit klink nou ja. Daar sê, prys die Here daarvoor. En dis wat jy gesê het, ja, voor die Here. Ja, Here. Ek wil vir u lewe. Dankie dat u vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat u vir my die lewe gee, die lewe in oorvloed gee. En ek gaan die lewe voluit leef. Beteken die lewe is net maanskyn en rose nie? Of proteas nie, wat so mooi is nie? Maar die Here sê ek is saam met jou. Al gaan jy deur op berge en in dale, die Here is elke oomblik by jou. Mag jy dit so beleef en help. Nou, ek het die voorreg om ook die doop te bedien aan 3 van julle, so ek gaan vra dat julle omdraai, dat vir die gemeente kyk, ek kan die gemeente julle sommer sien ook, hoe mooi lyk julle, en dan gaan ek gou die voorreg om 3 van julle ten doop te bring. Gaan net hier verby skuif, Karel. Dankie, Thomas. Goed. Jaden, ek gaan sommer by jou begin. Soos Jaden, goed, ek het dit net as een naam Jaden Erasmus, is dit reg so? Ja. Ok, ek moet my so 'n bietjie daai kant toe, want hulle moet nou die kamera, hulle moet jou kan sien, almal wil vir jou dop hou. So. Ek kan net so staan, Jaden. En hier is nou nie water in nie. Ok, ons gaan 'n bietjie moet wag. Dis 'n Roan en Corneil, ons kyk wie gaan wen. So. Mooi like hulle. Die wat wil foto's neem is welkom om foto's te neem. Daar sê, daar kom die kameras uit, dis reg. So, neem gou 'n foto. Hier is jou kans vir 'n foto. Alright. Dankie, Roan. Waardeer. Sê weer? Ja. Johan sê, dankie Vader, ons het water. 'n Vishoek. Ja. Daar sê.
Wat 'n voorreg. Jaden Erasmus, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Dankie Jaden, jy kan op jou plekkie staan. Voorreg. Goed, Ronaldo, jy is eerste. Jy is eerste gebore, so jy kan eerste gedoop word, en daarna is dit Boetie se beurt. Ok, ek het hom net as een naam Ronaldo, Kwelpa, reg. Jan is hier reg dan. Wat 'n voorreg, so saam met julle as familie ook. Ronaldo Kwelpa, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Ok, Johan. Johan sê, ek gaan nie bykom nie. Ek gaan bykom. Wat 'n wonderlike voorreg ook hier, weer eens, vir julle as familie. Dit net as Johan Kwelpa, reg so. Ok, Johan, staan net so. Johan Kwelpa, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie. Liewe jong mense, op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat so afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belyde lidmate is van die NG Gemeente Vishoek. In die goeie wedloop van die geloof moet julle al julle kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Word julle geroep en het julle die goeie belydenis voor baie getuies afgelê, so 1 Timoteus 6 vers 12. En dan, liewe gemeente, liewe familie, liewe vriende, sien om na hierdie jong lidmate. Ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met mekaar saam, want ons Heiland het gesê in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Amen. Ek wil graag vir hulle so ietsie oorhandig en vra dat Roan en Maak kom. Goed. Vir elke van julle teksgedeelte wat ek graag wil lees. So net, ek begin hier by jou. Ek gee graag vir jou Spreuke 3 vers 5 en 6 wat sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Baie geluk en baie welkom. Ek kan net so staan. Goed, Michaela, ek gee graag vir jou 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Baie geluk, baie welkom. Emre, jou beurt. Ek graag vir jou Galasiërs 2 vers 20 wat sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Baie geluk, baie welkom, hoor. Nina. Ek graag vir jou Psalm 37 vers 4 en 5 wat sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Baie geluk, baie welkom, hoor. Goed, Annemijn.
En dan myne gee graag vir jou Psalm 23 vers 1 tot 3. Ek het gedink aan diere toe ek vir jou iets moet kry. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Baie geluk. Baie welkom aan my hoor. Daar sê. Nee? 'n besonderse versie ook. Maar almal is besonders. Maar Jesaja 43 vers 1 sê: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, en wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. En dan hierdie mooi woorde wat sê: Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Congratulations. Baie geluk. Altes, hier is joune. Openbaring 21 vers 6 en 7 wat sê, verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. En elke wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Baie geluk, baie welkom hoor. Jaden, hier binne is 'n doopseel ook vir jou, en 'n Bybeltjie saam met die doop, en is 'n doopkers. Ek gaan nou iets sê oor die doopkers, kom ek gee eers vir jou teks. Psalm 19 vers 15 sê, mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir u aanneemlik wees. Here my rots en my verlosser. Gee dit graag vir jou. Net vir die familie, vriende wat die saam is, ons gee graag 'n doopkers. Nou, wat beteken die doopkers is elke jaar 19 Oktober, dan steek jy hom aan, en dan vier jy ook jou doop. So, jy is nou maklik vir julle gaan nou een dag hê, julle drie. Jy gaan doop en jou, waar jy blydenis van geloof afgelê het, gaan op een dag wees. En as mense soms deur moeilike tye gaan, dan steek jy hom ook aan, want die Here het gesê, ek is by jou. Ek dra vir jou, ek sorg vir jou. So, laat dit iets deel raak van jou lewe, net 'n eenmalige situasie nie. Baie geluk, baie welkom. Dankie Jaden. Right, Ronaldo, vir jou die gee graag vir jou Jesaja 40 vers 31 wat sê, die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. Baie geluk ook vir jou en baie welkom hoor. Daar is jou kers. Daar sê. In Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het ook die ander lief, wat kinders van die Vader is. Ek gee dit graag vir jou, Johan. Baie geluk, en baie welkom. En daar is jou kers, daar sê. Tian, ek gee graag vir jou Psalm 128 vers 1 wat sê, ken jy hom? Daar sê, alright. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en God se wil doen. Baie geluk, Tian. Baie welkom weer. Dankie, Tian. Ek gee graag vir Josua 1 vers 9 wat sê, ek self gee die opdrag, sê die Here. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Josua 1 vers 9. Baie geluk. En as hy vir van julle bekend lyk, op kyk dit, ja, hy speel in baie flieks goed. Ja, daar is hy. Goed. Kar. Dis nou vers wat hulle moes geken het, uit hulle kop uit. So, ek gaan nie maar vir julle vra om dit op te sê, dis julle hoef nie te worry nie. Maar 'n besonderse vers, Johannes 1 vers 12 wat sê, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy reg gegee om kind van God te word. Baie geluk. Welkom ook hoor. Was met Johannes 1 vers 12 wat ek vir hulle gesê het, 'n belangrike vers is wat hulle moet in hulle harte vashou. En hy was eintlik deel van die formulier. Nou, Romeine 10 vers 9 wat sê,
met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Baie geluk, Thomas, baie welkom. Wat sê, Martin? Sy seun, Werner? Ek moet hom iets van musiek vir jou gee, sê, hy borrel van musiek. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Laat hulle sy naam danse, sy eer op tamboerijn en lier. Werner, baie geluk en baie welkom ook Sofie, hoor. Hulle wil ook net vandag net gou bladskit hier. Dit is 'n geluk sê. Maak as die voorsitter van ons jeugbediening. Hy lyk net so oud, maar sy hart is nog baie jonk. Goeie vriend van my. En Roan is die ondervoorsitter van die jeugbediening en hy is die jeugwerker by ons in die gemeente vir die familie. Dit voel of die mikrofoon hier is en weg is. OK. Goed, dankie. Roan gaan vir ons 'n gebed doen en daarna gaan ons die gemeente hulle seënbede toesing. Dankie, Roan. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat U elkeen van ons geskaap het, uniek gemaak het. Dankie dat U soos in Genesis 17 vers 7 ook vir ons sê dat ek sal jou volk wees of jou God wees en die God van jou nageslag. Dankie dat hierdie jong mense nou vandag daarop kan reageer en ons as getuies dit ook kan saam met hulle hoor. Ons vra dat U hulle in U liefde sal toedraai en dat hulle vir die res van hulle lewens U teenwoordigheid en U liefde sal ervaar. Dankie vir wie U vir ons is. Amen. Sing hulle die seën van die Here toe en jy kan sommer jou hand so uitsteek na hulle toe as jy so voel. Goed, kom ons maak ons Bybels oop by Psalm 119. Ons gaan die hele Psalm gou saam lees. Julle kan ontspan, dit gaan nie die hele Psalm wees nie. Ek is dan bly baie van julle weet is die langste Psalm in die Bybel. So dit is 'n goeie ding om te hoor dat julle dit weet. So prys die Here daarvoor. Kom ons maak die oë toe dan bid ons saam. Here, wat 'n voorreg om die woord van die Here oop te kan maak nou en te kan lees in die woord. Ons bid dat U die woord vir ons sal seën en Here dat U die Heilige Gees met ons sal kom praat. Dankie vir soveel jong mense wat hier is wat sê Jesus is die Here en mag U op die lewenspad saam met hulle wees. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar Here, ons weet U is daar. U dra vir ook in die toekoms. Mag hulle ervaar, Here, U is elke oomblik by hulle. Wat so vir die woordbediening, Here, dat U naam geheilig sal word, so die werking van U Gees. Ons vra dit in U naam. Amen. Goed, so twee gedeeltes wat ons gelees by Psalm 119 vers 101. So jy kan geblaai na vers 101 toe tot 105 en dan net een vers in Johannes 14 vers 6. Kom ons lees dit saam. Psalm 119 vers 101. Van elke slegte pad het ek my voete weerhou sodat ek U woord kon onderhou. Van die beslissings het ek nie afgewyk nie, want dit is U wat my onderrig. Hoe streelend is U woord vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Uit U opdragte kry ek insig, daarom haat ek elke bedrieglike pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Goed, en dan Johannes 14 vers 6. Hulle ken hom ook baie goed. Julle onthou dis toe ek die berg geteken het.
Daar, julle weet wat gelyk het soos 'n berg, maar dit is nie eintlik 'n bergie, want ek kan nie teken nie, maar dit was 'n berg. OK. Johannes 14 vers 6 gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Goed. Ons tema van vanmôre is ons glo. Ons glo. En dit het julle kom sê vir almal wat hier is, almal wat inkyk, om te sê, dit is wat ons glo. Nou, julle kom 'n lang pad saam, van julle kom al van graad 1 saam. Nou, ek kry in die week, ek hierdie foto van Tannie Hester. So, Hester sit hier so in die middel, so sy was julle graad 1 juffrou gewees, wat vir julle klas gegee het. Nou, daar is 'n hele klompie van julle, as jy nou so mooi kyk, dan gaan jy jouself herken, en jy gaan jou kinders herken, of jou kleinkinders herken, in hierdie klasie, klomp jare terug. Van julle is in die gemeente gebore. Van julle het ek gedoop. Van julle het Dominee Jan gedoop. Wat vir baie jare eintlik deel was van ons kinderbediening en van ons jeugbediening. Hoe die Here ook so voorsien het. Ek het hier 'n foto en ek wonder wie van julle jong mense weet wat dit is. Want julle gebruik dit nie meer nie. Weet julle wat is dit? Hulle sê ja, wat is dit? Dis 'n kompas. Daar's hy, presies, dis reg. Dis 'n kompas. Nou, vandag gebruik ons dit nie meer so baie nie, want jy het 'n selfoon. Jy haal jou selfoon uit en jy het 'n Google Maps daarop, of jy het 'n ander app daarop, of Waze of iets. Jy klik net 'n adres in, tik jy in en daar gaan jy en hy sê vir jou, of hang af wat jy gestel het, as jy met my praat, gaan links pad, reg, Reykjavik luid, jy's nou te ver, draai om. Dis waarmee ons werk vandag. Maar ek het 'n bietjie opgelees, hulle sê die weermag werk vandag nog steeds met 'n kompas. As hulle elektroniese stelsels nie werk nie, dan moet hulle die rigsteen hê. Dis 'n ander woord vir backup. Dan moet hulle daai backup hê, dat as die elektroniese stelsels nie werk nie, dan moet hulle hierdie kompas hê, om vir hulle dan rigting te gee. Want soms kan jy, as jy met jou selfoon werk, kan jy daar in die woestyn wees, en jy gaan nie syne nie. Of jy gaan nie 'n satelliet kan optel nie, of jy jou battery raak pap, en jy het nou nie een van daai batteryherlaaiers wat jy saam met jou kan neem nie, en 'n kompas werk nie met 'n battery nie. 'n Kompas werk nie met satellietsyne nie. Hy werk bietjie magneties, maar ons gaan nou nie te detail daarin ingaan nie. So 'n kompas kan jou op baie plekke help in die lewe. Die belangrike ding van 'n kompas, hy wys vir jou waar's noord, waar in noord. So as jy 'n kompas het en jy weet waar's noord, dan gaan jy weet waar is suid. En ek hoop jy gaan dan weet waar's oos en wes. Maar so 'n kompas oriënteer jou, hy wys vir jou waar jy is, hy wys vir jou wat se rigting kan jy gaan as jy beweeg, waantoe, wat se rigting loop jy. En dis eintlik wat God vir jou sê wat God is. God is eintlik jou ware noord. God gee vir jou rigting in jou lewe, in die pad wat jy stap. Pragtige gedeelte hier in Jesaja 30 vers 21 sê, met julle ore sal julle 'n woord agter julle hoor. En wie praat? Dis God wat praat. Hy sê, hier is die pad, gaan daarop, wanneer jy links of regs wil hou. So as jy links of regs wil hou, dan sê jy, hier is die pad. Dis die pad wat jy moet stap. Ook in ons lewens, vir julle as jong mense. Partykeer kom daar goed oor jou lewe, oor die pad waar jy nie seker is wat ek kan toe nie. Dan sê die Here, weet jy wat, ek gaan vir jou die pad wys. Nou hierdie pad is nie 'n fisiese pad waarvan hy staan, lees in Jesaja 30 nie. Hier is eintlik 'n lewensrigting. Dis 'n lewenswyse wat die Here vir jou wys om te leef. So God is eintlik soos 'n kompas wat vir jou 'n rigting gee. Dis waarna jy moet gaan leef. Maar gewoonlik as jy kompas het jy 'n kaart ook nodig. Jy moet dan weet, as ek 'n kaart het, waar is ek nou? En die woord van die Here is eintlik jou en my kaart. Die woord van die Here wys vir ons hoe ons die lewe moet leef. So daarom moet ek en jy by die woord van die Here uitkom, ons die woord van die Here moet ons gaan lees. Die woord van die Here, die Bybel is eintlik jou kaart. En ons lees van die gedeelte juis ook as die Here Jesus vir ons sê in Psalm 119 vers 105 wat ons gelees het, nê? En hy het gesê, pragtige vers, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Nou as jy kyk in die Bybelse tyd, hoe het 'n olielampie gelyk? Hy was nie soos
as jy na die Kaapstad stadion toe gaan en jy het spreiligte daar nie. 'n Olielampie was maar iets wat maar so 3, 4, 5 meter vir jou lig gegee het vorentoe. Jou prentjies in jou kop, het jou olielampie, dis donker, dis al so dowwerige liggetjie en soos jy loop, weet jy maar so 3, 4, 5 meter vorentoe. God wys nie altyd vir ons die hele pad nie. Ook vir julle nie. Miskien is daar van julle wat al weet wat julle gaan doen na skool. Maar jy weet nie wat die hele pad nie. Jy weet nie waar jy gaan werk nie. Jy weet nie of jy gaan van rigting gaan verander nie. Jy weet nie of jy waar gaan jy enige aftree nie. Ons weet dit nie. Maar die Here sê gee genoeg lig vir jou, sodat jy met hierdie kaart kan leef. Dit is genoeg om tree te gee, genoeg lig vir jou om die volgende tree en volgende tree en volgende tree te gee. Jou pa en ma sal vir jou sê, dinge wat jy besluit het toe jy 16, 17, 18 jaar oud was en waar jy op die einde geëindig het, is partykeer 2 verskillende goed. Maar die lewe maak so, hy maak draaie met jou. Hy gaan die kant toe en hy gaan daai kant toe. En baie keer as jy 'n kaart het en jy moet met 'n kaart werk, dan lyk dit of hierdie pad hier moet volg, maar dan sê jy ek moet hierdie pad moet volg. Ek sal eintlik hierdie kant toe moet gaan. O nee, as ek by die bestemming wil kom, dit gaan my nou langer vat, maar is beter om so om te gaan as wat ek direk oor 'n berg wil gaan. Daai gaan nie werk nie, want daar's kraanse aan die ander agterkant. Vat die woord van die Here. Hoor die woorde wat ek sê, die woord van die Here. Dit wat God vir jou sê, hier is ook wat God vir jou sê. En gaan leef dit. As jy besluite moet gaan neem, gaan ek oor die berg gaan en die afgrond is daai kant, of gaan ek so om, dat as ek besluite neem, dat ek die woord van die Here by my het, dat ek met die regte beginsels besluite gaan neem. So die eerste wat ons sê, God is die ware noord. Tweede het ons gesê, die Bybel is jou kaart. Die derde plek sê vir ons, Jesus is die pad self. Johannes 14 vers 6, wat julle ken. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom nie Vader toe behalwe deur my nie. Kyk mooi wat staan hierso. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Jesus sê, hy wys nie net die weg aan nie, hy sê, hy is die weg, hy is die pad. Hy is die pad. So ek en jy moet die pad volg, ons moet Jesus volg, so het gaan nou hier oor 'n verhouding met God. En ek het vir julle begin gesê, dis wat ons eintlik die hele jaar vir mekaar gesê het, leef uit 'n verhouding met die Here. Want Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Dit is nie net 'n moontlike pad nie. En dan is die wonderlike daarvan dat die Here vir ons sê, maar op die pad, sê hy vir ons, los hy ook nie alleen nie, hy gee vir jou nog die Heilige Gees om by jou te wees. Hy sê, Galasiërs 5 vers 25, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Nou as jy loop en jy moet in pas bly, partykeer as jy deel is van 'n hardloopklub, ou mata, jy moet bybly. As jy fietsry, jy moet bybly. As jy eers begin agterraak, dan raak dit moeilik. Hy sê die Heilige Gees help jou om in pas te bly. Die Heilige Gees help jou dat jy gehoorsaam kan wees aan die pad, aan Jesus self. Ons het mekaar 4 goed gesê. Hoe leef ek as 'n kind van die Here? Hou by jou ware noord. God is jou ware noord. God gee vir jou rigting in jou lewe. Sê die Bybel is jou kaart, hy gee vir jou 'n navigasie van die rigting wat ek stap. Ek het die rigting, maar dan het ek amper soos 'n padkaartjie wat vir my help, hierdie kant toe, daai kant toe, hierdie kant toe, daai kant toe. En dan moet ek gaan hoor wat Jesus my sê, want Jesus is die pad self. Leef uit 'n verhouding. Maar dan weet ek leef nie alleen nie. Die Heilige Gees is my gids. Hy begelei my op die pad wat ek stap. Ek wil afsluit. As jy mooi kyk na ons logo, het hy kompas in. Die middelste deel is 'n kompas. Dit sê ons is geanker in wie God is, maar ons is ook op pad, sydend na die toekoms, saam met Jesus. En as jy baie mooi opgelet het, dan sê jy sien, wat is op die kerktoring wat in 1952 gebou is, 73 jaar terug. Kyk bietjie wat is daar bo, op die kerktoring. En as jy daai nie so mooi kan sien nie, dan gaan jy daai nou mooi kan sien. So 'n bietjie ingezoom. Daar is ook 'n kompas. So as jy vandag sê, en wat jy gesê het, Jesus is die Here. Die Here is die kompas in my lewe. God is die kompas in my lewe. Dan is daar soveel klomp ander mense wat hier sit. Hier is
Wie van julle, ek weet van een, wat belydenis van geloof afgelê het in 'n NG versoek? Kom, hy steek op jou hand, daar's hy. En Trudy, goed. En ja, natuurlik ons jong mense hierso, hierso sommer almal van hulle wonderlik. Party vroeër, party later, né? Ja. Ook blydenis van geloof afgelê het. Ook gesê het, God is my kompas. Wat lekker is, ons is 'n community. Ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat vir mekaar moet dra, vir mekaar moet sorg. As ons vandag sê, die Here is die kompas in my lewe. En daarom gaan ek vandag vir julle elkeen so 'n kompassie gee. Wat sê, bid, wag, vertrou. Staan nie op die kompas, met 'n kruis. En as jy deur 'n moeilike tyd gaan, of 'n krisis gaan in jou lewe, gaan doen dit. Bid, wag, soms sê die Here wag. Onthou laasweek se preek van Willem, het hy gesê het van, partykeer moet jy wag, go, grow, julle ken hy, ek gaan nou nie weer als herhaal het gesê het nie, maar soms is dit nodig in gebed om te bid, soms te wag, die Here te vertrou, dat hy vir jou die pad sal wys, want hy is die pad self, en hy is, deur sy woord gaan hy vir jou navigeer, tree vir tree. Jy gaan nie altyd alles sommer net direk hê nie, want ek God se vertrou vir die pad vorentoe. Mag die Here by julle wees. Welkom as blydende lidmate by NG Gemeente Versoek. Amen. Nou gee graag vir julle elkeen die kompas. Dan sommer so, vat 'n kompas en stuur aan. Goed, en dan wil ek net so seremonieel oorhandig. Ek gaan nou nie vir elkeen vir julle dit nou kan gee nie, maar ek gaan sommer sê, Werner, kom jy vorentoe? En as julle gaan, moet julle elkeen vir julle blommetjie neem. En dan die Rita sê, julle kan die blompot alles kry. Sy sê, jy kan eintlik 'n kershokkie insit, né? Ja, jy kan 'n kershokkie so insit. So, mag die Here vir jou seën, hou hom sommer vir jou vas, en dan kan jy maar vashou by jou. En so gaan julle elkeen daai tyd, kan julle gou julle blom kan kom haal, hoor? Dankie, Werner. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here, dankie dat U vir ons die rigting gee in ons lewens. Maar dankie vir die woord, Here, wat vir ons ook leiding gee oor die pad wat ons moet stap. Maar dankie dat ons weet dat daardie pad is Jesus self. En dankie dat ons hierdie pad nie alleen hoef te stap nie. Die Heilige Gees help ons om in pas te bly en gehoorsaam te wees. Ons bid dit in U naam. Amen.